Vers 28. Sê vir hulle, nou wie's hulle? Dis nou die volk wat gesê het, ons kan nie, ons wil weggaan, ons is bang. So waar as ek, Jahwe, leef, spreek Jahwe, waarlik, soos julle voor my ore gespreek het, so sal ek aan julle doen. Julle lyke sal in hierdie woestyn lê, naamlik al julle geteldes, volgens julle volle getal, van 20 jaar oud en daarbo, julle wat teen my gemurmureer het. Waarlik, julle sal nie in die land kom waaroor ek my hand opgehef het, om julle daarin te laat woon nie. Behalwe Kaleb, die seun van Jefun, en Joshua, die seun van Nun. En julle kinders, waarvan julle gesê het, hulle sal 'n byt word. Die sal ek inbring, en die sal die land leer ken, wat julle verwerp het. Maar julle lyke sal in die woestyn lê. Okay, nou weer eens, as ons nou kyk na die letter en die geskiedenis, die fisiese gebeurlikheid, dan sien ons wat nou gebeur het. Hulle het gesê, nee, ons vertrou u nie. U gaan ons in die steek laat, hierdie reëse gaan ons doodmaak. En ons kinders gaan vir hulle 'n byt word. En God het gesê, okay, dan kan julle nie in die land gaan. Julle gaan woestyn toe, julle gaan in die woestyn sterf. Vers 31, en julle kinders, waarvan julle gesê het, hulle sal 'n byt word, die sal ek inbring. En die sal die land leer ken, wat julle verwerp het. Okay, wat sien ons hier uit? Dit is 'n groot openbaring van die karakter van God, wat ons moet sien. En hy is wat hy is, en hy is vandag nog so. Die Israeliete kom by die beloofde land, en hulle vergeet hulle te God. Ons doen dit ook. Ons kom in omstandighede, daaglikse omstandighede, ons vergeet ons te God. En my probleem is my probleem, en niemand is daar om my te help nie. En dan spreek my mond nogal allerlei dinge. Intussen het God my 'n verbond. Ek is weergebore, ek behoort aan hom. My lewe is aan hom oorgegee. Ek het in sy rus ingegaan, maar ek vergeet ek het 'n God. En ek sien die reëse, en dan raak my mond parik. En ek sê goeters. En ek sê dit net, en ek dink nie God hoor my nie, want ek vergeet op daai stadium, ek het 'n God. Daar is 'n God. En dis klein gelowiges. Dis ongelukkig, so almal. En hierdie mense kom by die beloofde land, hulle vergeet hulle te God. So 'n werklikheid soos wat Moses God beleef het. So 'n werklikheid was God vir hierdie Israeliete. Hulle het die wonderwerke gesien. Hulle het sy stem gehoor, so erg vir hulle gesê ons gaan sterf. Hulle het die Rooi See gesien, hulle het die vuurkolom en die wolkkolom gesien. En toe hulle by die land Kanaan kom, kan hulle nie onthou wie hulle God is, en hoe sterk is hy, en wat het hy gedoen, en wat het hy beloof. En hoewel daar nou hierdie reëse is, het ons God nou al bewys, hy kan hierdie reëse verslaan. En ons kom by ons probleme, en ons het gister en eergister gehoor hoe groot is ons God. En ons het sy volmaakte woord gesien, en dit het ons geweldig beïndruk, en ons het sy beloftes gehoor, en ons het dit aangegryp, en ons kom by hierdie probleem, en ons kry nie geglo nie. En dan sê ons mond ook dinge wat dit nie moet sê nie. En wat het hierdie Israeliete gesê? God het ons hier gebring, sodat ons hier in die woestyn moet sterf, en ons kinders sal 'n byt word vir al hierdie nasies. En God hoor dit, en hy reageer daarop. En dis iets wat ons moet sien. Vader ken ons hart, hy hoor ons spraak. Hy hoor wat ek sê. As ek sê, God kan my nie in hierdie situasie help nie, dan gaan hy nie. Nou is ek nie besig met regpraat nie. Dis iets wat regtig verkeerd aangewend word deur mense om te sê, jy moet dit net herhaal, ons die krag van jou, dis nie dit nie. Dis ek praat, en as 'n klank wat by my mond uitkom, en Vader hoor dit, en hy dink iets daarvan. En hierdie mense sê, God sal ons nie kan red van hierdie reëse in hierdie land. Ons moet terug van Egipte toe. En God hoor dit, letterlik. En hy sê, nou gaan sterf in die woestyn. Ek sê julle kinders in die land ontvang. Dis sy optrede as gevolg van wat hulle sê. En Dawid sê, maar jy is 'n niks nie reus. Jy's 'n onbesnede Filistyn. En my God is baie groter as jy. Vandag sal ek jou vlees in die voëls van die hemel gee. En God hoor dit. En wat gebeur? Hy slaan daai reus. So as ons praat en as ons dink, Vader hoor ons denke, en hoor ons hart. Wees baie versigtig.
Ek het al gesien, waar ons baie versigtig is met die opvoeding van ons kinders. Jy sê nie vir 'n kind enige ding nie, want jy weet dit gaan skade maak. Maar daarna is ons nie meer versigtig nie. Ons groot mense met mekaar, ons sê net wat ons wil. Maak mekaar seer, ons breek verhoudings, ons gee nie om nie. En as dit kom by vader, is ons absoluut roekeloos. Ek weet nie hoekom nie. Ons dink seker ons agterkom, daar's genade. Daar's verhouding ook. En ons maak skade in die verhouding. As hy sê, as jy geloof het, sal jy vir hierdie boom so en so sê. Wat beteken dit? Ek het nie wantroue in God. Want die oomblik as ek wantroue het, dan reageer hy anders as wanneer ek vertroue het. Maar as ek vertroue het, is daar risiko. En risiko beteken ek gaan nie iets daaraan doen nie, ek los dit vir Vader om te doen. En ek kan dalk groot skade ly as gevolg van die feit dat ek hom vertrou. OK, dis 'n baie groot begrip. Bedink hierdie wat ek nou gesê het. Bedink dit bidend, sê Vader, wat sê U, wat bedoel U? Want ek wil hê my verhouding met U moet goed wees. En ek dink wat ons net moet as 'n beginpunt doen is om versigtig te wees wat ons sê en wat ons doen betreffende ons geloof in hom, maar nie plasties nie nagemaak nie, opreg. Ek kan nie op my yskas versies gaan sit wat sê ek glo God in alles. Dan tussentyd twyfel ek in my hart en dan spreek ek dit uit. Ek moet dit 20 keer 'n dag uitspreek. Dis vals. Ek gaan nie meer steer.